Jou sielskoffie met 'n verskil. Mislukkings maak seer. Hierdie woorde dra soveel pyn. Miskien voel dit of elke keer wanneer jy weer probeer, iets verkeerd loop. Jy gee jou hart, jou tyd, jou geld, en tog het dinge tot nou toe nie uitgewerk soos jy gehoop het nie. Met elke mislukking raak 'n mens se hart 'n bietjie meer versigtig. Jy begin wonder, wat as ek weer faal? Wat as ek weer teleurgesteld word? Wat as ek weer alles verloor? En so word die vrees uiteindelik groter as die droom. Vandag wil ek jou herinner aan iets wat God se woord vir ons leer. God meet jou nie aan jou mislukkings nie. Nee. Hy meet jou aan jou geloof en jou gehoorsaamheid. Dink 'n bietjie aan Moses. Hy het gevoel asof hy nie goed genoeg is nie. Dink aan Petrus wat vir Jesus verloon het. Dink aan Dawid wat ernstige foute gemaak het en tog het God elkeen van hulle gebruik vir iets groots. Hoekom? Omdat God nie mense soek wat nog nooit gefaal het nie. Hy soek mense wat bereid is om weer op te staan. Soms gebruik God selfs ons mislukkings om ons voor te berei vir die seën wat hy reeds vir ons beplan het. Die lesse wat jy geleer het, die trane wat jy gehuil het en die teleurstellings wat jy ervaar het, was nie verniet nie. Dit het jou sterker, wyser en meer afhanklik van hom gemaak. As jy bang is om weer 'n nuwe geleentheid aan te pak, vra jouself hierdie vraag: baseer ek my toekoms op my verlede of op God se beloftes? Want jou verlede kan jou nie bepaal nie. God sê vir ons in Jesaja 43: moenie dink aan die vorige dinge nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit spruit nou uit. Sien julle dit nie? God is 'n God van nuwe beginne. Wat kan jy dan doen wanneer die vrees jou keer om vorentoe te beweeg? Bid en vra God vir wysheid. Hy beloof in Jakobus dat hy wysheid gee aan elkeen wat hom daarom vra. Moenie impulsief besluite neem nie. Leer, ondersoek en vra. Wysheid en geloof loop tog hand aan hand. Onthou, nie elke nuwe geleentheid is dieselfde as die vorige een nie. Net omdat een deur toegeslaan het, beteken nie dat die volgende een nie sal oopgaan nie. En die belangrikste, hou vas aan God, nie aan jou gevoelens nie. Gevoelens verander elke dag. God bly elke dag dieselfde. Vandag voel jy dalk bang, môre voel jy dalk moedeloos, maar God verander nooit. Wanneer jy aan hom vashou, hoef jy nie die hele pad te sien nie. Jy hoef net die volgende tree in geloof te neem. Miskien staan jy vandag voor 'n nuwe geleentheid. Jy weet nie of dit gaan werk nie. Jy wonder of jy weer gaan seer kry. Maar onthou, jy hoef nie seker te wees van môre nie. Jy hoef net seker te wees van wie saam met jou môre instap. God het jou nog nooit verlaat nie. Hy gaan jou ook nooit verlaat nie. Hou vas aan Vader se belofte in Jeremia 29 vers 11. Hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee.
Jou mislukkings is nie die einde van die pad nie, maar deel van jou storie na sukses saam met Jesus. Lief vir julle.